Rigters, hoofstuk 20. Toe trek al die Israeliete van Dan tot Berseba, asook Gilead, op na Mispa, na die teenwoordigheid van die Here. Die leiers, wat die hoekstene is van die hele volk, uit al die stamme van Israel, het daar voor die vergadering van God se volk bymekaar gekom. 'n totaal van 400 afdelings van 1000 man, almal ten volle toegerus met wapens, was daar bymekaar. Die Benjaminiete het te hore gekom van die saamtrek by Mispa, en die manne van Israel vra, sal iemand ons vertel hoe hier die misdaad plaasgevind het? Toe antwoord die man wie se vrou vermoor is, die Leviet, ek en my byvrou het in Gibea, wat in die grondgebied van Benjamin geleë is, aangekom om die nag daar oor te slaap. Daardie nag omsingel die inwoners van Gibea die huis om my dood te maak. My byvrou is toe deur hulle die hele nag lank verkrag, totdat sy dood is. Dit was toe dat ek haar gevat het en in stukke opgesny het, en deur die hele grondgebied van Israel gestuur het. Dit wat gebeur het, is 'n skande en 'n walglike ding in Israel. Ons almal hier is Israeliete. Ons moet hierdie ding uitpraat en 'n antwoord kry. Soos een man het die volk tot 'n besluit gekom. Nie een van ons sal teruggaan na sy huis of van hier wegdraai nie. Maar ons sal volgens die lot teen Gibea optrek. In elke stam van Israel moet daar 10 manne uit elke 100 en 100 uit elke 1000 en 1000 uit elke 10.000 teruggestuur word om kos vir die res van die manne te gaan haal. Wanneer hulle terug is, sal ons optrek teen Gibea en Benjamin en hulle straf vir die vieslike ding wat hulle in Israel aangevang het. Soos een man het al die manskappe van Israel by die stad vergader. Toe stuur die res van Israel boodskappers na al die families in Benjamin om te sê, wat 'n vieslike ding het hier onder julle gebeur. Bring daar die slegte mense in Gibea na buite. Ons sal hulle doodmaak en op die manier die soort kwaad in Israel uitroei. Die stam van Benjamin wou egter nie gehoor gee aan die res van Israel nie. Toe trek die hele stam van Benjamin uit hulle stede na Gibea toe. Behalwe die 700 dapper manne van Gibea, het daar 'n verdere 26.000 manne wat gewapen was vir die oorlog daardie dag daar bymekaar gekom. Daar was 700 uitgesoekte manne wat almal linkshandig was. Daardie manne kon baie akkuraat met 'n slingervel gooi, sonder om die teiken te mis. Met die uitsondering van Benjamin was daar 'n totaal van 400.000 dapper manne ten volle toegerus vir die oorlog aan die kant van Israel. Die Israeliete het eers na Bethel toe gegaan om daar vir God te raadpleeg, en hulle vra, wie van ons moet die stam van Benjamin eerste aanval? Die Here het geantwoord, Juda moet eerste aanval. Vroeg die volgende oggend het die Israeliete kamp opgeslaan teenoor Gibea. Toe stel die Israeliete slagorde op teen Benjamin en trek uit vir die geveg teen Gibea. Toe trek die stam van Benjamin hulle tegemoet en maak 22.000 manne van Israel dood. En die Israeliete het dapper opgetree deur hulle weer op dieselfde plek as die dag tevore in slagorde op te stel. Maar voordat hulle dit gedoen het, het hulle eers weer na die Here toe opgetrek en daar in sy teenwoordigheid getreur tot met sonsondergang. Toe het hulle die Here gevra, moet ons weer uittrek teen ons broer Benjamin en teen hulle veg? Die Here het geantwoord, ja, julle moet teen hom uittrek. En op die tweede dag het hulle weer uitgetrek teen Benjamin. Daarop trek Benjamin hulle tegemoet en maak 'n verdere 18.000 weerbare manne van Israel dood. En al die manskappe van Israel het opgetrek na Bethel. Daar aangekom het hulle die hele dag in die teenwoordigheid van die Here getreur en gevas. Hulle het brandoffers en dankoffers aan die Here gebring. Gedurende daardie tyd was die verbondsark van God daar in Bethel en die Israeliete het weer die Here geraadpleeg. Pinias, die seun van Eleazar en kleinseun van Aaron, het diens gedoen voor die Here. Toe vra hy die Here, moet ons weer uittrek teen ons broer Benjamin en teen hulle veg, of moet ons dit laat vaar? Die Here het geantwoord, julle moet optrek, want ek sal hulle môre aan julle oorgee. Daarop het Israel besluit om hinderlaag reg rondom die stad Gibea op te stel. Op die derde dag het Israel weer uitgetrek teen Benjamin
en weerslagorders opgestel teen Gibea. En Benjamin het weer Israel tegemoet getrek. Op hierdie manier is hulle uit die stad gelok. Soos tevore het Benjamin van die Israeliete langs die pad na Bet-El en Gibea verslaan. Daar het ongeveer 30 manne van Israel gesneuwel. Die stam van Benjamin het onder mekaar gesê, net soos die vorige keer gee ons hulle lekker pak. Maar die Israeliete se plan was, kom ons lok hulle uit die stad na die paaie. Daar by Baal Tamar het die manne wat in die hinderlaag gelê en wag het opgestaan. Ook die hinderlaag wat in die oopte naby Geba aan die westekant gelê het opgespring. Dit was so wat 10.000 dapper manne wat teenoor Gibea stelling ingeneem het. Dit was 'n taai stryd, maar Benjamin het nie agtergekom dat hulle in die moeilikheid was nie. Toe verslaan die Here Benjamin voor Israel. Op die dag het die Israeliete sowat 25.000 gewapende manne van Benjamin doodgemaak. Toe besef Benjamin dat hulle 'n nederlaag gelei het. Die Israeliete het net vir 'n oomblik gebied afgestaan aan Benjamin, sodat die hinderlaag wat teen Gibea opgestel is, hulle werk kon doen. Blitsvinnig het die hinderlaag Gibea bestorm en al die inwoners met die swaard omgebring. Die reëling tussen die res van Israel en die manne van die hinderlaag was dat hulle baie gou die stad in rook moes laat opgaan. Daarom het die Israeliete teruggeval voor die aanslag van Benjamin en daar het 30 van die Israeliete se manne gesneuwel in die geveg. Dit het Benjamin laat dink, net soos die vorige keer gee ons hulle vandag lekker pak. Maar toe daar 'n kolom digte rook uit die stad opstyg, het Benjamin omgekyk en besef dat die stad in ligte laaie was. Toe draai die Israeliete om en val Benjamin aan. Dis toe dat Benjamin besef dat hulle diep in die moeilikheid is. Daarop het hulle voor Israel uit die woestyn ingevlug. Maar Israel het hulle ingehaal en die manne van Israel wat hulle vanuit die stad aangeval het hulle in die middel vasgekeer en doodgemaak. Benjamin was aan alle kante deur Israel omsingel. Israel het hulle agterna gesit en hulle doodgemaak tot aan die ooste kant van Gibea. En 18.000 weerbare manne van Benjamin het gesneuwel. Hulle het omgeswaai en na die rots van Rimmon, wat in die woestyn geleë is, gevlug. Langs die pad het Israel nog 5.000 manne doodgemaak en 'n verdere 2.000 het gesterf tydens die jaagtog na Gidom. Daar het dus 'n totaal van 25.000 weerbare manne, dapper manne, van die stam van Benjamin omgekom. 600 Benjaminiete het egter weggekom deur na die rots van Rimmon te vlug en vir 4 maande daar te skuil. Toe draai die Israeliete om en maak al die inwoners van die stede van Benjamin dood. Mens en dier is almal met die swaard omgebring. Daarna het hulle alles afgebrand.